Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die heelal. Ek glo in Jesus Christus, God se enigste, ons Redder en Verlosser. Hy is heilig, heilig, heilig is die Heer, almagtig en waardig, waardig, waardig is die Lam vir ewig. Immanuel, hy wat vir ons is, hy omring ons in sy glorie. Ek glo, sy Gees leef in ons, en hy lei ons in die volle waarheid. Goeiemôre almal, so lekker om almal te sien. Hierso vanoggend, ons is 'n goeie groepie wat hier by mekaar is. Alexa, Gerard, Michelle, Koos, Jolandi. Welkom aan jou vanoggend. Dit is 'n Dinsdagoggend en is goed om elke oggend so saam te kan begin, hè? Om saam te kan net lees uit die Bybel uit, om saam bewus te word van wat God doen. As jy nie weet nie, as jy is iemand dalk hierdie video met jou share iewers gedurende die loop van die dag, ons is besig met 'n reeksie wat ons noem Leef sy liefde. So as jy deel van ons gemeente is hier by Knysna Kerk, dan sal jy weet dat dit ons visie is om te sê ons leef sy liefde. So dit gaan in die eerste, ons trek nou by dag 11, die eerste tyd het ons eintlik net gepraat oor wat is sy liefde en in hierdie tyd het ons eintlik gesê, maar as ons nie God se liefde kan ontdek nie, dan sukkel ons om liefde wees vir ander. So dit begin by God se liefde vir my en ek beleef dit in my lewe. Nou ons het 'n heerlike tyd wat voorlê vir ons. Ons het Sondag wat verby is, dalk het Fransja vir jou gesê, ongelooflike diens gehad en so ook hierdie Sondag wat op pad is, dis ons Moedersdag. Ek wil elkeen van julle uitnooi as julle in of om Knysna is. As ek nou so kyk, is almal nie in of om Knysna nie. Maar as jy in of om Knysna is, kom asseblief Sondag kerk toe. Ons het ietsie spesiaals wat ons doen vir Moedersdag. Partykeer is Moedersdag vir mense so 'n spesiale dag, partykeer is dit vir mense 'n seerdag, partykeer is dit hoe dit ook al is vir jou. Wil ons graag saam met jou hierdie Moedersdag wees, en dan het ons soveel opwindende dinge wat voorlê. Dit voel vir my amper asof ek so bietjie oor my voete val terwyl ek hardloop, maar dis 'n lekker gevoel. Saterdag het ons #Imagine, enige tieners is daar welkom. Ons het die hemelvaartsdiens wat voorlê. Ons beplan vir Pinkster 'n lekker worship met 'n getuienisaand wat ons gaan hou vir die Pinkster. Dit is my so goed om hierdie jaar net hierdie goed saam met mekaar te kan doen, om Paasfees te kon saam doen, en dit was so great geweest om Hemelvaart te kan saam doen, om Pinkster te kan saam doen. Dis net so 'n lekker tyd om deel te wees van Jesus se kerk en om bewus te raak van sy liefde. Nou vanoggend as ons praat oor liefde, weet jy dat ons die afgelope tyd dit eintlik op verskillende maniere gesê het, dat liefde eintlik deel is van menslike natuur, dat elke mens gebore is, nie net met 'n smagting na liefde, om liefde te kan ontvang nie, maar ook om liefde te kan gee.
daai wisselwerking het ons eintlik 'n groot behoefte of 'n groot dis deel van wie ons is, dis deel van hoe ons geskep is. Maar nou weet ek nie van jou nie, maar as iemand vir my sê, ek is lief vir jou, dan is dit vir ons een van my eerste reaksies, en dis mos nou waar ons vanoggend praat, is reaksie op liefde. Een van my eerste reaksies is, hoekom? Hoe kan jy lief wees vir my? Wat is daar aan my wat kan maak dat jy nou eintlik lief kan wees vir my? Ek weet nie of jy dalk ook soms voel nie. En dan sal mense dalk met jou deel en sê, maar ek's lief vir jou omdat dit of dat, of jy doen dit of jy doen dat. En dan is dit baie keer sal ons sê, nee, maar dit is nie eintlik soos wat jy sê nie. Dit is nie eintlik so goed nie. Of dit is nie eintlik, ek kan nie dink dat jy soveel waarde nou jy's daaraan reg nie. Kan dit nou eintlik die rede wees waarom jy lief is vir my? Ons sien dit tot in Hooglied, in Hooglied 1 vers 6, dan net aan die begin, dan praat die bruidegom met sy bruid en dan sê sy vir hom, moet my nie so aankyk omdat ek donker is nie, omdat die son my gebrand het nie. My broers het my so bruin laat brand. Hulle het my die wingerde laat oppas. Ek kon my eie wingerd myself nie versorg nie. Soos hy's ander vertalings praat van my complexion, my vel lyk maar net so mooi omdat dit bietjie donker is. Eintlik kyk ek glad nie mooi na myself nie. Eintlik kan jy nie vir my moenie so vir my kyk en maak asof ek mooi is nie, want ek is nie eintlik mooi nie. Jy sien eintlik net verkeerd. Maar dan lees ons in die Bybel, as God praat oor waarom hy vir ons lief is, dan sê hy, dit gaan nie eintlik oor hoe ons onsself ag, of dit wat ons van onsself raak sien, of die foute, of die tekortkominge, wat ons in onsself raak sien nie. Dit gaan nie oor die waarde wat ons aan ons gee nie, maar dit gaan eintlik alles oor wie hy is, en wat hy doen, en sy karakter. Maar weet ek nie of jy al die term trofee vrou, trophy wife, gehoor het nie. Het jy dit al gehoor? Die term trophy wife? Was dit vir jou 'n positiewe term, as iemand sê, hierdie is my trophy wife, of is dit vir jou 'n positiewe term? Nie eintlik nie, nee. So, ons dames, as ons nou wil feministies wees, dan sê ons, dis eintlik 'n vreeslike afbrekende term, as 'n man sê, maar ek is sy trophy wife, want trophy wife beteken dat hy so goed is, dat hy soveel bereik het, dat hy my nou kan besit. Amper asof ek geen wil en geen keuse in hierdie liefdesverhouding het nie. Hy besit my eenvoudig, omdat hy so goed is. En God sê nie, ons is sy trophy wife nie. As God praat oor waarom hy lief is vir ons, en dit gaan nie net oor ons dames nie, maar oor die manne ook. As God praat oor waarom hy so lief is vir ons, sê hy nie, ons is sy trophy wife, dat hy so goed is, dat hy ons kan besit, en nie op sy arm rondsleep nie. Nee, God sê, ons is sy skat. Skat is mos iets anders, nee. So trophy wife sê, ek besit jou, skat sê, ek het jou ontdek, en ek is mal oor jou, en ek is mal oor dit wat ek sien, en jy is een van my mees waardevolle dinge in my lewe. As ek Matteus 13 lees, wat is dit wat eers in jou gedagtes opkom? Ek sal dit graag by jou wil hoor. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat, wat in 'n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe. En omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het, en hy koop daardie land. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie parels. As hy 'n baie waardevolle parel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het, en koop die parel. Nou, dalk lees jy hierdie, en die eerste ding wat jy raak hoor is, okay, so, die koninkryk van die hemel is vir ons soos 'n skat. Ons gaan verkoop alles wat ons het, ons gee alles weg, om Jesus, om sy goeie nuus, om sy plan vir die wêreld, om dit te kry. En is waar, hy is ons skat, hy is iets wat ons ontdek, en dan gee ons hele lewe daarvoor. Maar besef jy dat hierdie verhaal in 2 rigtings praat? Besef jy dat Jesus het ons as het ware ontdek, ons is sy waardevolle skat,
Hy het alles gegee. Hy het alles verkoop wat hy het. Hy het sy lewe gegee sodat hy ons as sy mees waardevolle besitting in dat hy ons kan hê, dat hy saam met ons lewe kan doen en dat hy ons kan restoreer tot ons oorspronklike waarde toe, dat hy ons kan herstel tot by die oorspronklike waarde toe waarvoor ons gemaak is. Ander woorde wat die Bybel, dis 'n beeld wat die Bybel gebruik om God se liefde teenoor ons uit te spreek. 'n Ander beeld wat reg deur die hele Bybel is. Ou Testament, Nuwe Testament en is my so kragtige beeld is. Jesaja 62 vers 5 wat sê, soos 'n bruidegom bly is oor sy bruid, so sal God bly wees oor jou. Iemand om die lewe mee saam te doen. Nou as ons God se liefde so beleef, dan gebeur daar iets in ons. In die eerste plek, dan verander dit ons siening oor onsself, né? So as ek besef, God is onvoorwaardelik lief vir my, gebeur daar iets in my, en ek wens eintlik dat ek vanoggend dit met jou kon deel. Ek is besig om 'n boek te lees, en die boek is van Joyce Meyer, die boek se naam is Beauty for Ashes, en sy het so 'n hele diagram wat sy trek, wat sy sê, as ek glo, God is onvoorwaardelik lief vir my, dan sal, en sy sit so halftyd uiteen, dat wat gebeur met my aan my binnekant, en wat gebeur met my verhoudings, en wat gebeur met my verhouding met God, wanneer ek glo, God is onvoorwaardelik lief vir my, en wanneer ek glo, God se liefde is daaraan gekoppel, dat hy voorwaardelik lief is vir my. Nou, as ek glo, God is onvoorwaardelik lief vir my, eintlik die opsomming daarvan is in die eerste plek, dat ek my eie waarde sal kan besef, dat ek onvoorwaardelik lief sal kan wees vir myself ook, en dat ek myself sal begin sien deur God se oë. Dit beteken ook dat my reaksie daarop is dat ek God so lief sal hê, dat ek my hele lewe vir hom sal gee. 1 Johannes 4 vers 16 en 19 praat daaroor. Hy sê, ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. So, die onvoorwaardelike liefde, dat hy vir my so lief is, nie omdat ek sy trophy wife is nie, maar omdat hy net lief is vir my, omdat hy onvoorwaardelik lief is vir my. Ek ken dit en ek glo daarin, dan sê ek, God is liefde en wie in liefde bly in God in hom. En dan is die gevolg daarvan, ek is lief vir God, ek bly in hom, en dan beteken dit, ek kan die waarde van ander ook begin raak sien. Die materiaal waaruit ons werk, sê dit so mooi, sê, ons sal die parel van God se beeld in ander begin vind. In elke persoon wat ons pad kruis, sal ons besef, maar elke persoon het die parel van God se beeld. En dit is my gebed vir jou, dat jy vanoggend sal self ondersoek doen. Nou, glo ek regtig dat God onvoorwaardelik lief is vir my, en dis in my persoonlike lewe 'n proses wat ek weer deurgaan, en elke keer bring dit emosionele heling vir my, as ek weer teruggaan, net na die begin toe, om net te besef, dit gaan nie vir God oor wat ek doen nie, dit gaan nie vir God oor hoe ek myself sien nie, dit gaan nie vir God oor hoe die wêreld my sien nie, hy is net eenvoudig lief vir my. Dit herstel my manier hoe ek myself sien, dit herstel my liefde vir God, en dit herstel my liefde vir ander. En dis wat ek vir jou bid en hoop vir vandag. Mag jy 'n absolute geseënde Dinsdag hê.